Goeiemôre geloofsfamilie. Ek groet julle in die naam van ons Here Jesus. Terwyl ek besig was in my stilte tyd, het ek die gedeelte gelees en ek het gevoel dat hierdie stukkie iets binne my wakker gemaak het. En ek het onmiddellik besef die Here wil van my en vir jou iets sê. Ek wil graag vandag vir ons 'n stukkie lees uit Openbaring 3 vers 14 tot 21. Aan die gemeente in Laodicea. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Laodicea. Dit sê die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar koud of warm? Maar omdat jy lauwarm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Omdat jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, en het aan niks gebrek nie, en nie besef dat jy elendig en bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak is nie. Raai ek jou aan om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan wees, en wit klere, sodat jy jou kan aantrek, en die skaamte van jou naaktheid nie sigbaar word nie, en salf om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Diegene wat ek lief het, berispe en tug ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom eet, en hy saam met my. Wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon sit. Laat die wat oor het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Ek kon nie mooi verstaan hoekom die Here die stukkie so op my hart gedruk het nie. En ek het 'n bietjie naslaanwerk gedoen. Waarom juis het Jesus vir Johannes die boodskap gegee vir die gemeente van Laodicea? Naby aan die stad Laodicea was warm waterbronne wat na die stad toe geloop het. Maar as dit by die stad aangekom het, was dit lou water en ondrinkbaar. Ander water wat naby Laodicea was in Kolosse, wat ijskoud en verfrissend was om te drink, maar dit was te ver van Laodicea af. Die kalk wat uit die warm waterbronne gekom het, was gebruik om salf te maak vir oog- en oorsiektes, en die koue water was gebruik om klere te maak van die wol van die bokke wat van die koue water gedrink het. Dit was 'n welvarende stad. Die mense in die stad het geglo dat hulle God nie meer nodig het nie. Lou water kan 'n persoon nie dadelik drink nie. As iemand dit drink, sal die eerste reaksie wees om dit uit te spoeg, want dit is ondrinkbaar. Dit is hoe Jesus die mense van die stad Laodicea gesien het. Hulle was lauwarm in hulle geloof. Hulle het geglo, hulle het God nie meer nodig nie. Hoe verskriklik moet dit nie wees nie, as God my en jou geloof uitspoeg of verwerp van hom af, omdat ons geloof lauwarm is. Ons geloof moet warm of koud wees, dit kan nie lauwarm wees nie. Ons moet besluit aan wie se kant ons staan, aan God se kant of aan die bose se kant. Dis hoe dit vandag se samelewing gaan en die wêreld waarin ons woon, is niks anders as die inwoners van die stad Laodicea nie. So donker plek en mense se geloof is lauwarm. Die vraag kom onwillekeurig by my op. Speel ons nie dalk met God se genade nie? Uit vers 18 sê God, eerstens, kom koop by my goud, ware rykdom, dit wat gelouter is en vir ewig bly staan. Dit wil sê, kom koop by my die evangelie en die redding. Tweedens sê hy, kom koop by my ook wit klere. Dit wil sê, laat ek julle sondes afwas. Derdens, kom koop by my oogsalf. Oogsalf wat indien julle dit aansmeer, julle sal sien hoe nodig julle my het. Die boodskap van die brief aan my en jou, en almal daar buite in hierdie sondige wêreld waarin ons lewe, is ons vir God bruikbaar. Warm en koue water is bruikbaar, maar nie lou water nie. Met lou water, soos 'n lou geloof,
kan niks meer gedoen word nie. Mense wat dink dat hulle God nie meer nodig het nie, glo ek, dink al reeds dat God hulle nie meer nodig het nie. Maar dit is so ver verwyder van die waarheid af. God kan wel sonder dit klaarkom, want God is almagtig. Maar ons het 'n liefdevolle God. God het dit so gekies, dat ons die werk moet voortsit, wat Jesus Christus begin het, deur die verlossing wat hy vir ons gebring het. Dat ons nou, soos toe Jesus nog op die aarde was, aan almal God se liefde en genade en verlossing sal verkondig. Wat Jesus van ons verwag, moet in woord en daad word. Met ander woorde, ons moet toelaat dat ons hande God se hande word. Ons oë God se oë word. Ons woorde God se woorde word. Ons aanraking God se aanraking word. Ons geduld God se geduld. Ons vergifnis God se vergifnis. En ons liefde God se liefde is. Dit is hoe God ons wil gebruik. Dit is die enigste manier waarop die wêreld en ander gelowiges en ongelowiges kan sien wie en wat God is en wat sy boodskap werklik is. Ek het tot die slotsom gekom wat die Here vir my en jou wil vra. Laat ons toe dat God ons gebruik. Is ek en jy beskikbaar in die gemeente? Was ons as 'n gemeente al geroep vir 'n sekere taak en ons het geweier of dit nie nagekom nie? Ek dink dis 'n vraag wat elkeen van ons onsself moet vra. En hierdie is nie 'n saak tussen mens en mens nie. Dis 'n saak tussen mens en God. Die antwoorde moet dus aan hom gegee word. Kom ons bid saam. Here, U ken ons beter as wat ons onsself ken. Daarom kan ons niks vir U wegsteek nie. Dankie Here vir die groot genade en 'n tweede kans. Vernuwe ons harte en laat U Gees ons denke verander. En laat ons tot besluit sal maak dat ons geloof warm vir U sal wees. En daarom kan ons 'n lou warm geloof verwerp en ons beskikbaar sal wees vir U. En met ons warm geloof en ons beskikbaarheid sal ons beskikbaar stel om U koninkryk uit te brei. Amen.